Ek gaan eers vir jou die woord bring, en dan gaan ons terugkom na die lied toe. Die voorsangers, julle kan maar eers gaan sit. As jy jou Bybel gebring het, maak jou Bybel oop by Lukas hoofstuk 10. Ek weet ons gaan nou 'n bietjie kompeteer met die sange hier langs aan. Jy probeer jou bes om na my te luister. Ek sal hard praat. Lukas 10 vers 38 sê, en op hulle reis het hy, dit is Jesus, in 'n sekere dorp gekom en 'n vrou met die naam van Martha het hom in haar huis ontvang. En sy het 'n suster gehad met die naam van Maria, en die het aan die voete van Jesus gesit en na sy woord geluister. Maar Martha was baie besig om alles klaar te maak. Sy kom toe daar staan en sê, Here, gee U nie om dat my suster my alleen laat bedien nie. Sê dan vir haar dat sy my moet help. Maar Jesus antwoord en sê vir haar, Martha, Martha, jy's besorg en verontrus oor baie dinge, maar een ding is nodig, en Maria het die goeie deel uitgekies, wat van haar nie weggeneem kan word. Sê 'n bietjie amen. Nou ek en jy het so 2 weke terug toe het ons gepraat oor aanbidding. En ons het gesê in Matteus 28, daar vanaf vers 17 sê die woord van die Here, en toe hulle hom sien, het hulle hom aanbid. Toe het hy vir hulle gesê, gaan dan heen, maak disippels van al die nasies, en loop hulle in die naam van die Vader, die Seun en die Heilige Gees, en leer hulle om alles te onderhou wat ek julle beveel. En ons het gesê, jy kan nie doen wat God wil hê jy moet doen, as jy nie sy stem kan hoor nie. Jy kan nie sy stem hoor, as jy nie 'n aanbiddingsverhouding met hom leef nie. En jy kan hom nie aanbid vir wie hy is, as jy hom nie ken vir wie hy is nie, as jy hom nie sien vir wie hy is. En dit het ons gepraat oor aanbidding, en die inhoud van aanbidding, of dan die elemente van aanbidding. En die 2 elemente wat deel maak van jou aanbidding is in die eerste plek jou gesindheid, en in die tweede plek jou aksie. So jy moet 'n gesindheid hê van adorasie, 'n gesindheid hê van bewondering. Daar moet by jou die regte gesindheid wees om God reg te aanbid. As ek en jy die Here ken vir wie hy is, dan sal ek en jy seker maak ons het die regte gesindheid. Maar dan saam met die gesindheid moet daar ook 'n aksie wees. En 'n aksie, die aksie wat ons moet dan hê is van nederige aanbidding, of dan nederige diensbaarheid voor die Here. Beteken dit ek sal doen wat die Here sê, Galater dit weer noem, want geloof sonder die werke is mors dood. Amen. So dan moet saam met jou gesindheid moet daar 'n aksie wees om jou aanbidding volkome te maak. Nou die storie van Martha en Maria illustreer eintlik beide kante van hierdie aanbidding. Om by Jesus se voete te sit en hom te dien, daai intieme aanbidding, dis wat Maria demonstreer. Maria gaan sit by sy voete, en sy het hierdie gesindheid van totale nederigheid en totale onderwerping, en ek wil net by sy voete wees. Maar Martha aan die ander kant wil weer vir die Here wys die dinge wat sy doen. Sy wil diensbaar wees. Sy sit die aksies in. En sy wys vir ons diensgerigte aanbidding. Dat beteken dat ek dit wat ek doen, doen ek vir die Here. Onthou wat die woord van die Here sê, wat jy ook al doen, doen dit van harte soos vir die Here. En ek glo vanmôre, daar is nie 'n reg.
twee wou hulle liefde demonstreer. Albei wil hulle liefde aan hom bewys. Dit stap net op 'n verskillende wyse. Daar's 'n ou met die naam van Gary Chapman wat 'n boek geskryf het oor die 5 liefdestale. Nou die ouens wat getroud is, waar is die getroudes? Waai vir my. Al die getroudes, kry gerus vir jou daai boek. Die 5 liefdestale. En hy praat oor 5 liefdestale. Die eerste taal is nou, hy sê daar sommige ouens wat fisiese aanraking soek en fisiese aanraking gee. Dis hulle liefdestaal. Dis die ou wat net wil vat. Dis die drukkie ou. Nee? Dis soos ek. Ek is 'n drukkie ou. Ek like van druk. Nee? En dan is daar die wat woorde van bevestiging soek en woorde van bevestiging gee. Beteken, ek wys vir jou liefde deur vir jou goeie goed te sê. Albert, jy lyk mooi vandag. Nee? Ja, en nee, so daai woorde van bevestiging, nee? En dit laat hom goed voel, dit laat hom wys ek is lief vir hom, nee? So die derde ou is die derde ou wat geskenke gee. Dis nou die ou wat gereeld blomme bring of 'n geskenkie bring en nou sommige ouens soek dit ook, nee? As jy wys jou liefde deur vir my 'n geskenkie te bring en dit hoef nie duur te wees nie, maar net 'n ietsie. Ons as manne wil altyd die duur geskenke bring, want ons dink dit gaan meer liefde by ons vrouens loslaat. Nou, hier is gou 'n tip. Manne, maak nie saak hoe duur jou geskenk is nie, daai geskenk tel net 1 punt. My voorstel is, hou dit so goedkoop moontlik, maar hou dit so baie as moontlik. Nee? So jy kan liewer gereeld 'n geskenk bring, al tel hy net 1 punt. Maar vir ons as manne is dit hoe groter die geskenk is, hoe meer liefde is daar, nee. Nou, die 4de een is dade van diens, die goed wat ek vir jou doen. Die dinge wat ek vir jou doen, dis daai dade van diens. Dis hoe ons baie keer as manne dan dink ek, nee, maar die feit dat ek werk vir my vrou en die feit dat ek geld inbring en die feit dat ek my tot laat vanaand werk, dan wys ek nou my liefde vir my vrou, maar meantime soek my vrou die laaste een en die laaste een is kwaliteit tyd. En dan sê die man, nee, maar ek wys my liefde vir jou, ek werk aan my as af vir jou. En sy sê, maar jy spandeer nooit tyd saam met my nie. Amen. En dan mis ons mekaar. En dan in die proses, dan het ons nooit uitgekom by die doel nie. Nou, hier sien ons 'n Martha en 'n Maria. 'n Martha is die een wat die dade van diensbaarheid bewys. Sy bewys haar liefde deur dade van diens. Sy wil net vir die Here wys hoe lief sy hom het deur kos te kook en ek weet, hulle sê die hart na, of hulle sê die weg na 'n man se hart is deur sy maag, nee? So Martha probeer daai way. As ek vir hom kos gegee, dan gaan hy nou baie lief wees vir my, of dan gaan hy weet hoe lief is ek vir hom, nee? So sy is besig aan die kombuis, sy is besig om dinge reg te maak, en sy is besig om haar liefde op daardie wyse te demonstreer. Maar Maria, sy is die ou van kwaliteit tyd. Ek wil net by sy voete wees. Ek wil my liefde wys deur aan sy voete te sit. Ek wil my liefde wys net naby hom te wees. En miskien is dit hoe sy liefde ervaar, maar dis hoe sy dan ook liefde wil gee. Maar sy bewys haar liefde, maar daar's geen twyfel nie, albei van hulle was ewe lief vir die Here. Nou hier wil ek gou sê, dalk kan dit wees dat Maria so klein bietjie meer haar liefde wou demonstreer. Want ons lees in Johannes 11 vers 2, die Bybel sê, en dit was Maria wat die Here gesalf het met salf en sy voete afgedroog het met haar hare, wie se broer Lazarus siek was. Nou, in Lukas 7 lees ons van 'n vrou wat gekom het en sy het met haar trane Jesus se voete nat gemaak en met haar hare sy voete afgedroog. En een van die fariseërs sê toe, as hy geweet het wie dit is, sou hy dit nie toegelaat het nie, want sy was eintlik 'n slegte vrou. Sy was 'n sondige vrou. En Jesus merk dit op, Jesus tel dit op, sy gees onderskei dit, en hy sê vir die fariseërs, sy naam is ook Simon, hy sê vir hom, Simon, daar was 2 manne wat 'n skuldeiser geskuld het. Die een het bietjie geskuld, die ander een het baie geskuld.
Maar hy het besluit om albei van hulle se skuld af te skryf. Wie dink jy het hom die liefste gehad? En die Fariseer antwoord, nee, die een wat baie skuld afgeskryf is. Die een vir wie daar baie gegee is. En Jesus sê vir hom, sien jy hierdie vrou? Hy sê, vandat ek hier ingekom het jy nie enigiets gegee vir my hoof nie. Jy het die water gegee vir my voete nie. Maar hierdie vrou, vandat sy ingekom het sy nie opgehou huil nie. Vandat sy ingekom het sy met haar trane my voete afgewas en sy het met haar hare my voete afgedroog. En hy sê, haar sonde was baie. Maar dit wat vergewe is ook baie. Dan beteken dit, sy het my nog liewer as wat jy my het. Want sy het baie wat vergewe is. En miskien is dit wat Maria gemaak het, eerder by die voete van Jesus gaan sit. En daar by sy voete wil sy net wees, want daar is hierdie gevoel van dankbaarheid, ek het so baie wat vergewe is. En ek en jy moet vanmorgen ook vir onsself vra, hoe baie het Jesus my vergewe? Waar moet ek vanmorgen wees? Albei van hierdie twee was gelowig. Albei was lief vir Jesus en albei was gelowig. Daar in Johannes 11 vers 5 lees ons, en Jesus het Martha en haar suster en Lazarus baie lief gehad. So, hier is Jesus' antwoord. Jesus is baie lief vir al twee van hulle, of al drie van hulle. Maar dit beteken, Jesus het nie die een liever gehad as die ander een. Hy wil vanmorgen vir jou sê, Jesus is ook nie liever vir jou as vir my nie, en hy is nie liever vir my as vir jou nie. Amen. Sê vir jou langs jou, die Here is lief vir jou. Amen. Dat ek en jy vanmorgen sal weet, nou, Johannes 11 vers 20 lees ons, en toe Martha hoor, dat Jesus kom het sy om tegemoet gegaan. Nou die agtergrond van die storie is, Lazarus is siek, hy lê op sy sterfbed, hulle laat vir Jesus weet, dat Lazarus is siek, hy sê, die een vir wie hy lief het, is siek, en Jesus is op pad soontoe, en ons weet, Jesus daag eers 4 dae na die tyd op, en teen die tyd wat hy daar kom, is hy reeds dood, hy is reeds in die graf. En toe Jesus nader kom, en Martha hoor dat Jesus nader kom, sê, en Martha, toe sy hoor dat Jesus kom, het sy om tegemoet gegaan, maar Maria het in die huis bly sit. En Martha sê vir Jesus, Here, as u hier gewees het, sou my broer nie gesterf het. En Jesus sê vir hom, jou broer sal opstaan. En sy sê, ja Here, ek glo hy sal opstaan, by die opstanding van al die dooies. So daar is geloof, en sy ken die Bybel, of sy ken haar woord, sy weet wat die woord verkondig. Daar is 'n opstanding, en sy glo die opstanding. Maar wie wat sê Martha? Of Jesus sê vir haar, ek is die opstanding in die lewe. Wie in my glo, sal lewe al het hy ook gesterf. En hy vra vir haar, glo jy dit? Precies, net voor dit sê Martha vir Jesus, Here, as u hier gewees het, sou my broer nie gesterf het. So daar is definitief geloof, dat hy nie sou gesterf het nie. En toe Jesus nou vir haar sê, ek is die opstanding in die lewe, toe sê sy, ja Here, ek glo dat met die opstanding, en toe hy nou uiteindelik vir haar sê, ek is die opstanding in die lewe, dan sê sy, Here, ek glo dat u die Christus is, die Seun van God, wat in die wêreld sou kom. So beteken Martha het geloof gehad. Daarna het Martha vir Maria gaan roep. Toe Maria nader kom, toe sê Maria presies dieselfde woorde, Here, as u hier gewees het, sou my broer nie gesterf het. En ons weet, Jesus het hulle trane gesien, hy het bedroef geword, en hy het bitterlik begin huil, en hy het gewys, sê, wys my waar is die graf, en selfs daar voor die graf het hy gehuil, en hy het begin bid tot die Vader, gesê, Vader, dankie dat u my hoor, ek weet dat u my altyd hoor, maar ek sê dit nou terwille van die mense hier rondom my. En toe hy vir hulle sê, rol die klip weg, toe roep hy Lazarus, en Lazarus kom uit. En beide Martha en Maria se geloof word bevestig, om dan te kan sê, hy is die opstanding en die lewe, en wie ook al in hom gesterf het, sal lewe tot in alle ewigheid. En Lazarus staan op.
En ek en jy moet dit ook vanmôre kan weet. Hy sê vir Martha heel aan die einde, toe Martha nog vir hom sê, Here, hy is al 4 dae dood. Toe sê Jesus, Martha, ek kan sien jy glo, maar jy kort nog so 'n bietjie geloof, nee. En hy sê vir haar, het ek nie vir jou gesê dat as jy glo, sal jy die heerlikheid van God sien. En beide Martha en Maria sien die heerlikheid van God toe Lazarus opstaan. Nou, die insident by Martha en Maria se huis was voor hierdie gebeurtenis met Lazarus. Nog voordat hulle by Lazarus se graf gekom het, het hierdie insident waar Jesus kom kuier het vir Martha en Maria en in Martha se huis gekom het en Martha in die kombuis is en Maria nou aan sy voete sit. Hierdie insident gebeur nog voor dit. Die Lukas 10 vers 39 sê, sy het 'n suster gehad met die naam van Maria, die het aan die voete van Jesus gesit en aan sy woord geluister. Maar Martha was besig om alles klaar te maak. Nou, baie van ons hoor hierdie verhaal en ons hoor die preek oor, jy moet nie 'n Martha wees nie, jy moet 'n Maria wees. En ek wil vir jou vanmôre sê, jy kan maar 'n Martha wees, maar daar moet in jou nog 'n Maria ook wees. En jy kan maar 'n Maria wees, maar daar moet ook 'n Martha binne jou wees. Jy kan nie net Maria wees en net Martha wees nie, want die werksaamhede en die gewilligheid om te dien van 'n Martha moet in jou wees, en die gewilligheid om aan die voete van Jesus te sit moet in jou wees. Beide ek en jy moet 'n Martha en 'n Maria wees. En ek en jy moet vanmôre kan hoor wat God vir ons vanmôre wil sê. Nou ek en jy moet dieselfde aanbidding en gesindheid van adorasie hê soos wat Maria gehad het, maar ons moet dit balanseer met 'n lewe van diensbaarheid. Nou, as jy vanmôre hierdie woord hoor, wil ek vir jou sê, jy moet nie net die helfte van hierdie woord hoor nie, jy sal vanaand moet kom om die tweede gedeelte te hoor. Sê gou vir jou, ek sien jou vanaand, sê jou langs jou, ek sien jou vanaand. Amen. Hoor gou vir my. Ek en jy wil partykeer op een wyse die Here aanbid en vir die Here op een wyse wys hoe lief is ons vir hom, maar ons vergeet van die ander wyse. En dat ek en jy moet kan versigtig wees, en ek wil amper sê, as ons moet kyk na Martha, dan beteken dit sy was so besig met die dinge van die Here, sy die Here van die dinge gemis. Hallo? Sy is so besig en sy wys vir die Here hoe lief is sy vir hom, die dinge wat sy doen, sy vergeet om 'n bietjie tyd te spandeer aan die voete van Jesus. Jakobus 2 vers 22 sê die woord, hy sê, sien jy, dat die geloof saamwerk met die werke, en dat die geloof volkome geword het, deur die werke. So, moet jy net die een doen, maar jy doen nie die ander nie. Moet nie net die een wil heeltyd wees en nie die ander een. En vanaand met jou praat oor die gevaar van net 'n Martha en die gevaar van net 'n Maria wees. Maar vanmôre moet jy kan hoor, daar's 3 redes hoekom jy 'n Martha kan wees. In die eerste plek, Martha het die hart van 'n diensmaagd gehad. Sy het die hart van 'n diensmaagd gehad. Nou, haar liefdestaal was dade van diensbaarheid. Dis haar liefdestaal. Dis hoe sy gewys het hoe lief is sy vir die Here. Sy het ook die gawe van gasvryheid gehad. Hoor, sy het Jesus ontvang in haar huis, sy wil hom net happy hou, sy wil net hê hy moet daar sit hier op die bank, ek gaan net gou vir ons iets aan mekaar slaan. En sy is daar in die kombuis besig. Nou, sommige van julle is nou daai gasvryheid ouens. Ek moet nou sê, sy sou 'n goeie deurwagter gewees het. Amen. Sy sou ons beste deurwagter gewees het, want sy het daai hart van gasvryheid. Sy wil graag die mense laat welkom voel. Nou kan ek gou vra, die besoekers wat vanmôre hier is, het ons mense jou gasvry ontvang? Steek gou jou hand op, dat ek net kan sien, as julle gasvry ontvang, het hulle julle liefde bewys daar by die deur, nee? Nou, dan is ek so trots op my gemeente, nee? Nou, dis 'n Martha. Dis 'n Martha wat haarself tot beskikking stel van God, wat haarself tot beskikking stel met haar gasvryheid, wil sy graag die Here dien, en die mense wat die Here haar pad langs stuur. En Maria, sy aan die ander kant, sy wil net by die voete van die Here wees. Nou sien ons Jesus in Johannes 13. Johannes 13 kom Jesus en hy was
sy disippels se voete. So wat doen hy? Hy demonstreer Martha en Maria tegelyk. Hy kom en hy kom kniel by hulle voete, hy kom en spandeer tyd saam met hulle, hy kom en hy wys vir hulle hoe lief hy vir hulle, maar hy doen dit ook deur hulle voete te was, deur diensbaarheid. En ek en jy, kinders van God, moet beteken dat ook meer voete was as koppe was. Hallo? Dalk moet ons meer voete was as koppe was. Koppe was, is nie diensbaar nie. Voete was, dis diensbaar wees. Amen. Nou, iemand het dit eendag mooi gesê. We need to find that balance between serving and spending time in God's presence. Ek en jy het nodig om die balans te kry. Partykeer sal ons, ekskuus vir die woord oorhel na die ander kant, ons dink net deur dit te doen, nou is ek besig om te wys hoe regtig, hoe lief is ek vir die Here en vir ander mense. Martha het hoop gehad in 'n hopelose situasie. Ons het hierdie week gehoor van pastoor Johan River, hoop in 'n hopelose situasie. Nou dit was Martha. Toe Jesus aankom na Lazarus se graf toe, toe is Martha die een wat kom en sê, Here, as U hier was, dan sou my broer geleef het. Ek het hoop gehad. En Here, maar selfs nou, wat U ook al die Vader vra, dit sal hy vir U gee, ek het hoop. Nou daar's 'n klein stukkie waar sê, Here, hy is nou al 4 dae in die graf. So, daar's 'n bietjie wankeling van hoop, maar sy het hoop gehad. Sy het hoop gehad, en toe Jesus sê, as jy glo, en het ek nie vir jou gesê dat as jy glo, sal jy die heerlikheid van God sien nie. Nou Martha het hoop gehad, wanneer ander nie hoop gehad het sy nog steeds hoop gehad, dat die Here sal onderneem. Selfs nou weet ek, dat U kan onderneem. Die woord van die Here sê daar, Martha erken Jesus se goddelike natuur. Nee, toe hy aankom, en hy vra, sê ek is die opstanding en die lewe, glo jy dit? En hy sê, ja Here, ek glo dat U die Christus is, die Seun van God, wat in die wêreld gekom het. Weet jy, sy het geweet wie die Here is. Onthou wat ons gesê het, jy kan nie doen, laat ek hierdie kant begin, jy kan nie doen wat die Here wil hê jy moet doen, as jy nie sy stem gehoor het nie. En jy kan nie sy stem hoor as jy hom nie aanbid nie. En jy kan hom nie aanbid as jy nie weet wie hy is nie. Maar as jy hom sien vir wie hy is, en jy ken hom vir wie hy is, en hier kom Martha en sê, erken, hy is die Christus, hy is die God, is soos 'n Petrus. Toe Jesus vir sy disippels vra, wie sê die mense ek is? En hulle sê, nee, hy is Elia, hy is Moses, en hy is dalk een van die profete. Toe sê hy vir hulle, maar wie sê julle is ek? En Petrus kom en sê, Here, U is die Christus. En Jesus sê vir hom, vlees en bloed het dit nie aan jou geopenbaar, dit moet van my Vader in die hemel wees. Beteken Martha het net soos Petrus ook daai selfde oortuiging, hy is die Seun van God, hy is die Christus, en hy is nie van hierdie wêreld, hy kom in die hemel uit, en hy het aan aarde toe gekom, terwille van die mens. Geen Here 'n bietjie lofoffer. Maar daar's 3 goeie redes hoekom ek en jy en Maria ook kan wees. 3 goeie redes, en die eerste een is, ek en jy wil hom eers hoor. Ek en jy moet soos Elmarie wees, en soos Sandra wees, en selfs my vrou wees. Jy moet eers die preek hoor. Julle moet eintlik veg vir die voorste sitplek, in plaas van om te veg vir die agterste sitplek. Hallo? Ek hoop is net moeders met babas wat in die agterste ry sit. Ja, hy sê, as jy nog geen baba het nie, dan moet ons die Here vir jou een gee. Nee. So as jy in die agterste ry wil sit, moet jy kan weet, jy kan dalk swanger word. Amen. Ek sal die manne voorraai om aanraai om vorentoe te kom. Goed, maar hier moet jy kan weet, ek moet hom eerste kan hoor, ek moet hom eerste kan ontvang, want hoekom? Dis hier waar ek hom leer ken, en dis hier waar ek sy stem hoor. Dis hier aan die voete van die Here, en dis wat Maria doen. Ek en jy weet, dat ons kan hom nie sien vir wie hy is, en as ons hom nie sien, kan ons hom nie aanbid nie, dan kan ek nie sy stem hoor, en kan nie doen wat hy wil hê ek moet vra, wat hy wil hê ek moet doen nie. Nou, dis hier, waar ek hom leer ken, aan die voete, as ek naby die Here is, en hy aan my kan openbaar wie hy is, en dis ook hier waar ek sy stem kan hoor, waar hy vir my kan sê gaan, is hier waar ek sy stem kan hoor, waar ek kan hoor hoe lief is hy vir my, is hier waar ek kan hoor wat hy vir my wil hê, is hier waar ek kan hoor wat is sy doel met my lewe.
Maar ek en jy spandeer baie keer nie genoeg tyd aan die voete van die Here nie. Ons is so besig met selfs die dinge wat ons beskou as goddelike dinge, kerklike dinge. En ek wil vir al die ouens sê wat diensbaar is in die kerk. Ek wil vir jou sê baie dankie vir jou diens, dankie vir dit wat jy doen vir die Here. Maar ek wil by jou pleit, maak tyd vir God. Maak tyd vir die Here, maak tyd in sy voete en spandeer tyd in sy teenwoordigheid. Dit is waar jy hom hoor en jy hoor hom eerste. Die tweede eienskap van Maria is, sy erken ook wie hy is. Hier is ons erkenning van wie hy is, die feit dat ek hom neerbuig voor hom, erken, hy alleen is Here, hy alleen is God, hy alleen het die antwoorde, hy alleen is my antwoord, hy alleen kan voorsien, hy alleen kan genees. Dat ek en jy sal erken wie hy is. 3 keer sien ons Maria op haar knieë voor die voete van Jesus. 3 keer, jy sien dit in Lukas 10, jy sien dit in Johannes 11 en in Johannes 12. Die eerste keer toe Maria voor hom neergebuig het, sy voete gewas met haar trane en sy hare afgedroog. Die tweede keer is daar in die huis van Martha, en die derde keer toe doen sy dit weer. Maar as jy die derde keer gaan lees, het Martha nie meer 'n probleem met die feit dat Maria aan die voete van Jesus is nie. En Martha het nie opgehou om te doen wat sy doen nie. Sy was nog steeds diensbaar vir die Here. Die laaste keer is dit in die huis van Lazarus. Dit is in Lazarus huis en Martha is nog steeds besig om te dien en Maria is nog steeds aan die voete van Jesus. Maar hoor gou. In Matteus 8 vers 2 is daar 'n malaatse man wat kom en aan die voete van die Here kom neerval. En hy is genees omdat hy hom erken het vir wie hy is. Markus 3 lees ons van die besetene van Gadara, hoe daai besetene gekom het, en voor hom kom neerval het, en die Here het hom bevry. En daai man het hom eintlik gesmeek en gesê, Here, moenie weggaan nie, bly hier by ons. En Jesus sê vir hom, nee, gaan vertel die mense, wat het God vir jou gedoen. Jy is nou my getuie. Ons lees daar in Markus 7 vers 25 van die vrou wie se dogtertjie 'n onrein gees gehad het. En ons ken daar die verhaal waar sy gekom het. En eers toe sy uitroep en sê, Here, ek het 'n dogtertjie wat siek is, asseblief kom en genees haar. Is sy eers geïgnoreer. Die tweede ding is, die disippels begin maar weg te jaag en hulle sê vir Jesus, jy moet haar wegstoot. Die derde keer toe sy uitroep, toe sê Jesus vir haar, dis nie goed om die brood vir die hondjies te gee. Die brood wat vir die kinders bedoel is veronderstel is nie veronderstel om na die hondjies toe te gaan nie, wat eintlik beskrywend is van hoe die Israeliete gedink het oor die Samaritane. Dit was hulle beskrywing, hulle was eintlik rassisties. Maar in die proses kom Jesus. En toe sy weer die laaste keer roep en Jesus sê vir haar, my tyd is nog nie daar nie. My tyd is nog nie daar nie. Dit wat bedoel is vir die kinders, kan ek jou vir die hondjies gee. Hierdie is net bedoel vir die Israeliete vir nou. Sê, my tyd van bediening het nog nie gekom nie. Maar sy roep uit en sy sê, Here, die hondjies eet daarom van die krummels wat van die tafel af. En Jesus sê vir haar, dogter, jou geloof het jou gered. En die woord van die Here sê, van daardie oomblik af het haar dogtertjie gesond geword. Ek vra vanmôre kerk, hoe desperaat is jy, dat God vir jou iets sal doen. Maar jy moet aan die voete van Jesus kom. Jy moet aan die voete van Jesus kom, sodat die Here vir jou kan gee, dit wat hy vir jou instoor het. En daarom kom ek en jy word ware aanbidders. Kom ek en jy wees 'n Martha. Kom ons wees diensbaar. Kom ons gee ons beste vir die Here. Kom ons doen alles wat ons doen vir die Here. Maar kom ek en jy wees ook 'n Maria. En kom ons buig voor die voete van Jesus. Dat ek en jy sal sê, we bow down. We lay our crown at the feet of Jesus. Wie wat sê ek en jy? Ek en jy sê eintlik, Here,
ek wil nie meer koning van my lewe wees nie, U moet koning van my lewe wees. U moet koning van my lewe wees. Die derde ding wat Maria doen is dit. In Lukas 10 vers 42 sê, maar een ding is nodig. Toe Martha begin moan, Martha begin te moan, en sê, Here, wil jy nie met Maria praat? En Jesus sê, Maria het daai een deel uitgedeel, sy het die goeie deel gekies. Die Engels praat van a better part. Die Griekse woord wat daar gebruik word is die good portion of die goeie porsie. Nee? Die goeie porsie, die goeie deel. Kan ek gou vir u vra, wie van u glo nog dat die korsie is die beste deel van die brood? Beteken dis daai porsie van die brood? Nee? Wie van julle veg? Wie kry eers die korsie? Ja, ek wil vir jou sê, dit moet daai selfde gesindheid wees waarmee jy by die Here wil uitkom. Dit is hy beste deel, dit is hy beste porsie. Ek wil hy beste porsie hê. Nou kom Dawid in Psalm 119 vers 57 en hy sê hierdie woorde, hy sê die Here is my deel. Ek het gesê dat ek u woorde sal bewaar. Hy sê in die Engels, hy sê you are my portion, Lord. I have promised to obey your words. Wanneer ek aan die voete van Jesus is, verklaar ek my vertroue in hom. Wanneer ek tyd spandeer in die teenwoordigheid van God, ek kan nie onthou wie dit is nie. Miskien kan julle my gou help met sy naam, die vader van die reformatie, wat die brief gespyker het aan die Martin Luther. Wie wat was Martin Luther se woorde? My dag is te besig, ek sal 'n uur langer moet bid. Hallo? My dag is so besig, ek sal vandag 'n uur langer moet bid. Want weet jy wat? Wanneer ek en jy tyd spandeer in die teenwoordigheid van die Here en ons stel ons vertroue in die Here, dat terwyl jy besig is om te bid, terwyl jy besig is om God se aangesig te soek, is God se hand aan die werk en God los die meeste van jou probleme op sonder dat jy betrokke is. En dis wat ek en jy moet doen. Ek en jy moet dalk 'n uur langer bid en die Here vertrou my saak op te los. Waar is jy ons wat getroud is? In plaas daarvan dat jy 'n uur met jou vrou fight, gaan bid in die kamer en die Here werk met jou vrou. Halleluja! As jy sukkel met jou baas, spandeer 'n uur in gebed en sien wat doen die Here vir jou baas. Wanneer jy sit in finansiële probleme, in plaas daarvan om allerlei goed te doen en allerlei planne te maak, spandeer nog 'n uur in die teenwoordigheid van God en sien wat doen die Here met jou finansies. Maar kom ek en jy kom by die Here uit. 1 Korintiërs 3 vers 6 tot 8 sê hierdie woorde. Hy sê ek het geplant, Apollos het nat gemaak, God het laat groei. Nou preek ek vir myself. Julle sal nie weet hoe worry ek oor julle nie. Jy sal nie weet hoeveel keer ek wonder, Here, hierdie gemeente is veronderstel om chock-en-block te sit. Hoekom is ons gemeente so min? Nou gaan ek 'n uur langer bid. God sal met jou werk. Hallo? Jy moet net luister asseblief. As die Here met jou praat. Jy moet soos 'n Samuel wees, as jy daai stem hoor, moet jy kan sê, spreek Here, u diensmaagd en u diensknegt luister. Amen. Petrus verklaar in Matteus 16, vers 13 tot 18. Ekskuus, ek wil vir jou lees wat sê Matteus 11, vers 28 tot 30. Hy sê, kom na my toe, almal wat vermoeid en belas is, en ek sal jou rus gee. Want toe moet jy jou probleme bring. Stop trying to fix it yourself. Come to Jesus, and He will fix it for you. Amen.
come to Jesus and He will fix it for you. Say amen. Martha, jy's besorg en verontrus oor baie dinge. Weet wat doen Martha? Toe Martha so besig is, kom sy na die Here toe, en sy sê nie vir Maria, los nou die Here Jesus en kom help my bietjie in die kombuis nie. Weet wat doen Martha? Sy gaan na die Here toe en sê, Here, gee U nie om, dat ek alleen die werk moet doen nie. Wil U nie met Maria praat nie? En weet wat gebeur met ons? As ek en jy te veel spandeer aan net werke, en ons spandeer nie tyd in die teenwoordigheid van God nie, dan begin ons later aan die Here blameer, U hoor nie my gebed nie, U hoor nie my stem nie, Here, U is verantwoordelik vir my moeilikheid en ek begin om selfs die Here te blameer en sê, Here, vanmôre moet jy hoor, God ken jou hart, God ken jou omstandighede, God weet wat is die antwoord, maar wat hy soek is dat jy aan sy voete sal kom. Amen. Dat jy aan sy voete sal kom. Martha, jy is besorg en verontrus oor baie dinge. Maar Maria het die beste deel gekies. Nie die enigste deel nie. Selfs nie eens noodwendig die belangrikste deel nie. Maar die nodigste deel, sodat ek en jy kan doen dit wat God wil hê ons moet. Kom en leer my ken. Kom en hoor my stem. Kom en hoor wat ek vir jou wil gee. Kom en hoor wat ek vir jou wil sê, sodat jy die werke kan doen en die vrug kan sien. As julle in my bly en ek in julle, sal julle veel vrug dra. Aan sy voete is getting back into Him. Because when you receive the Spirit, He's already in you. Hy's klaar in jou. Maar jy moet in Hom kom. En wanneer jy in Hom is, en Hy in jou, dan dra jy veel vrug. Wanneer jy in Hom is, en sy woord is in jou, dan kan jy vra net wat jy wil, en jy sal dit verkry. Filippense 4 vers 6 en 7, sê, wees oor niks besorg nie. Ek het reeds nou die dag vir jou gesê, moenie verdeelde gedagtes hê nie, moenie in 2 gedagtes wees rondom jou wêreld nie. Kom en wees single-mindedly aan die voete van Jesus, wees oor niks besorg nie, maar in alles, maak jou begeerte aan Hom bekend, deur gebed, smeking en danksegging, en die vrede van God wat alle verstand te bowe gaan, Heer onse God. Ons kom vanmôre uit. En hier is die God wat in staat is om meer te doen as wat ons kan bid of dink. U het gesê, as ons die hande op die siekes lê, sal hulle gesond word. U is die Here wat gesê het, die gebed van die geloof sal die kranke red. En Here, U het gesê, waar 2 of 3 saamstem oor 'n saak, daar sal dit so wees in hulle midde. En Here, ons stem vanmôre saak. Ons stem vanmôre saam. U is die God wat hom gesond maak. U is die God wat hom genees. En ons wil bid, Here, dat elke ding wat nie van U is, die sal uitval. Want Here het gesê, laat alles wat binne in ons is, die Here loof. En dit wat nie van U is nie, Here, laat dit uitval, laat dit verdwyn. En sodat hy U kan verheerlik, U kan loof, U kan prys, U kan vereer. En dat U naam net vereer kan word. En Here, die volk van die Here sê, Amen. Amen. Gee die Here 'n bietjie lofoffer. Amen. Dan's vanmôre 'n Gert, wat vanmôre nog, weet iemand of hy nog in die hospitaal is? Is hy by die huis? Gert is by die huis, maar hy het God nodig. Daar's tannie Annetjie Kok het geval. Sy lê baie seer by die huis. Sy het God nodig. Daar's mense wat vanmôre in hierdie week gevra het vir kospakkies. Hulle het God nodig. Jy sit vanmôre hier en jy het vanmôre God nodig. Ek wil jou vra en ek wil jou nooi.
Kom buig voor die Here. Kom lê jou kroon voor God. Klim af van jou eie troontjie af. En kom buig voor God en sê, Here, ek roep U aan vanmôre. U is my God. As jy nie kan buig nie, dan wil ek sê, buig net vooroor daar in jou sitplek. As dit vir jou makliker is om te staan, dan staan jy op jou voete. Maar wil ons nie vanmôre kom en sê, Here, ek wil soos 'n Martha wees, ek wil graag U dien met alles wat binne my is. Maar ek wil vanmôre kom soos 'n Maria. En ek wil voor U kom neerbuig en sê, Here, kom en bring U die verandering in my lewe. Kom en laat ek U stem hoor. Kom vernuwe my hart, kom vernuwe my gedagtes. En as jy wil, dan kniel jy hier by die trappe. En jy kom net en jy buig voor die Here. Of selfs net daar in jou bank. Maar ek wil vra, moenie nou hastig wees nie, ek het kort gepreek. Jy behoort dankbaar te wees. Maar spandeer tyd vir die volgende paar minute om net God se aangesig te soek. We bow down, we lay our crown at the feet. Kom kniel voor die Here. Halleluja, dankie Here. Tabakus, Andries, die Here kom bid. We cry, holy, holy, holy is the Lamb. Amen, halleluja. Volgende lied. Kom ons staan voor die Here. Kom ons staan voor die Here. His mercy and love at the feet of Jesus, and we cry, holy, holy, holy. We cry, holy, holy, holy. We cry, holy, holy, holy is the Lamb. What a beautiful name. Say an honest little. What a beautiful name. What a beautiful name. The name of Jesus Christ my King. What a beautiful name it is. Net al jy aanbid 'n bietjie die Here. What a beautiful name it is. The name of Jesus. Hallelujah. Oh.
In the beginning, one with God the Lord Most High, hearing every creation, not knowing yielding to our cry. What a wonderful name it is, what a wonderful name it is, the name of Jesus Christ, our King. What a wonderful name it is, nothing compares with this. What a wonderful name it is, the name of Jesus. What a wonderful name it is, the name of Jesus. Luister gou vir my, kinders van die Here. Die woord van die Here sê, elke knie sal buig, en elke knie, of elke tong sal bely dat Jesus die Here is. Daar is nie 'n ander naam gegee, behalwe die naam van Jesus. Elke ander naam, en ek wil dit sê, maak nie saak wat die dokters gesê het, dit maak saak wat het Jesus gesê. Wat 'n naam hy ook al daai siekte gegee het, moet buig voor die naam van Jesus. Watter naam ook al oor jou uitgespreek is, jy kanselleer dit met die naam van Jesus. Daar's 'n ding met die naam van skuld. Sê Here, daar's 'n naam bo elke ander naam. In die naam van Jesus maak U my skuld vry. In die naam van Jesus gee U my oorwinning. Daar's 'n naam wat hulle noem egskeiding. Daar's 'n God wat sê, jy hoef nie, want hy is in beheer. Wat 'n naam daar ook al is, sy naam is groter. Kom ons sing dit nog een keer. Is the glory, is the name above all name. You have no rival, you have no equal, and forever God you reign. Yours is the kingdom, yours is the glory, and that name above all names. What a powerful name it is, what a powerful name it is, the name of Jesus Christ, our King. What a powerful name it is, nothing compares to this. What a powerful name it is, the name of Jesus. What a powerful name it is, the name of Jesus. What a powerful name it is, the name of Jesus. Get it out of lucht. Woo! Amen. Amen. Amen, amen, amen. Amen, amen.